sit die oortjie. Ons gaan vanmôre 'n bietjie gesels oor een van die mooiste en bekendste stories in die Bybel, die storie van die verlore seun. Jy sal sien daar die titel van die reeks, 'n verlore seun, sy broer en die beste pa ooit. En ons gaan elke week bietjie fokus op een van hierdie karakters. En vanoggend gesels ons oor die verlore seun. Jesus het toe hy op aarde was, baie keer met mense uitgehang wat die diep gelowige Jode van die tyd gedink het, mens moenie met daai mense meng nie, hulle is nie goeie mense nie. Dis nou die tollenaars, die prostituie en die sondaars en al daai mense. En Jesus het, toe hy nou hierdie gesindheid onder hulle agtergekom, vir hulle in Lukas 15 3 stories vertel, gelykenisse, waarin hy vir hulle wil illustreer hoe lief het God ook vir sondaars. Juis vir hierdie wat afgedwaal het en weggeraak het, dat Jesus vir hulle regtig omgee. Die eerste storie wat hy daar vertel in Lukas 15 is die van die verlore skaap. Die herder wat 99 skape los om die een skaap wat weggeraak het te gaan soek. En dan ook 'n storie van 'n verlore muntstuk wat 'n vrou soek, en as hy hom kry, dan is hy bly. Daai vreugde wat hy elke keer beskryf wanneer dit wat verlore is, gekry word. En dan, wanneer dit kom by die storie van die gelyke, van die storie van die verlore seun, dan is dit dieselfde tema. Maar hy gaan so bietjie dieper in dit. Hy skets die verskillende karakters en hy beskryf hoe hulle gesindhede en hulle dade en hulle optrede gelei het tot sekere gevolge, hoe dit uitgeloop het. Vir die disippels en die fariseërs in daardie tyd was dit baie duidelik van wie is dit wat Jesus hier praat. Die Vader, die Pa is duidelik God, die goeie Vader, en die verlore seun, hulle is die sondaars. Dis die sondaars van wie Jesus dan nou daar praat. En dan die broer, hulle is die fariseërs. Die rede hoekom ons vandag nog hierdie storie aanhang as 'n mooi verhaal, is omdat ons onsself iewers in hierdie verhaal kan plaas. Eintlik is dit ons almal se storie. Dis ons almal se storie. Ons almal was verlore. Ons almal was op pad hel toe, was dit nie vir die Here se genade wat vir ons teruggeroep het en met oop arms ontvang het nie. Die Here wat ons gered het nie. Dit is ons almal se storie. Maar ons moet tog ook versigtig wees dat ons onsself nie net met die verlore seun vereenselwig nie, want daar is 'n bietjie van al hierdie karakters in ons. Daar moet iets ook in ons wees van die Pa wat vergewe en vryspreek en met liefde optree. Daar moet ook, of nie moet nie, maar al te dikwels, ten spyte van ons goeie bedoelings, is daar ook van die ouer broer in ons. Al drie is maar iewers op 'n manier deel van ons menswees. Maar kom ons luister na die teks vanmôre, Lukas 15, ek lees daar vanaf vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly, en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die peule wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee om te eet nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, Pa,
Ek het teen God en pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my maar soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Ek gaan net tot so ver lees vanmôre. Vriende, die verlore seun. Die manier hoe hy optree is eintlik skokkend. En veral die gesindheid wat hy openbaar, kan mens amper nie indink nie. In vers 12 sê hy, Pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Nou, dit klink vir my baie, baie voorbarig, maar julle, dis eintlik nog erger as wat julle dink. Sien, volgens die Joodse wette van daardie tyd, ons lees daarvan in Deuteronomium 21, het net die seuns het geërf, en die oudste seun het dubbel soveel gekry as die ander seuns. In ander woorde, in hierdie geval, sou die oudste seun dan 2/3 van die erfporsie gekry het, en die jongste seun 1/3. Maar dit is eers as die pa dood is, wat dit gebeur. Hier is die pa nog spring lewendig gesond, en die seun kom na hom toe, en sê vir hom, dring daarop aan, hy wil nou sy erfporsie hê. En ja, hy het daarop aangedring. Die Griekse woordjie wat hier gebruik word om te sê, gee my erfporsie, is die woordjie dos. En in dos is, in Grieks is daar 'n tipe woord, soort, hulle noem hom die imperatief. Dis wanneer wat jy gebruik om mense bevele en opdragte te gee. En dis in hierdie imperatief in die Grieks, wat hierdie seun vir sy pa sê, gee my wat my toekom. Hy vra nie, hy versoek nie, hy dring daarop aan, hy eis dit, hy gee 'n opdrag. Dit is skokkend dat 'n kind so met sy pa kan praat. Wel, dalk in vandag se tyd is dit vir ons minder skokkend, want in die tye wat ons beweeg, hoor ons maar baie keer hoe kinders soms met hulle ouers praat, en dan sak 'n mens jou kop eintlik in skaamte vir daai arme ouers en die kinders. Maar in die antieke Bybelse tye was dit nog soveel erger. Ons praat hier van tye dat waar as 'n kind iets leliks teenoor sy pa gesê het, dan het die wet beveel dat daai kind met klippe doodgegooi moet word. Dit was so ernstig die Bybel gevoel het oor die respek wat 'n kind vir sy ouer moet hê. En hierdie kind kom en hy praat met hierdie absolute minagting teenoor sy pa. Hy beveel hom dat hy nou wil hê wat hy soek. Eintlik om sê hy vir sy pa, weet jy, ek soek nou my erfporsie, want jy is klaar dood vir my. Jy's klaar dood vir my. Ek soek niks meer van jou nie, ek wil nie meer kontak met jou nie, ek wil nie meer in 'n verhouding met wees nie, jy's dood vir my, gee my net my deel wat my toekom, dat ek hier kan verdwyn en julle sal nooit weer vir my sien en my hoor nie. Julle, as my kind so met my gepraat het, nee, en hy was nou al 'n groot kind, ek sê vir julle, ek dink ek sou hom eers geklap het, en dan by die huis weggejaag het, en gesê het, hy sit nie weer sy voet hier, voor hy nie 'n bietjie maniere leer nie. Maar die Bybel sê vir ons niks hoe die pa gereageer het nie, en dit is dalk met rede, ons sal later oor die pa gesels. Die optrede van hierdie jongste seun getuig van iemand wat net aan homself dink. Hy worry nie oor sy pa nie, hy worry nie oor sy broer, oor sy plaas, die res van sy familie, wat van hulle gaan word nie. Dit gaan oor my en wat my gelukkig maak. Neem niemand anders in ag nie. Hoe sy optrede hulle gaan beïnvloed, hoe sy woorde dalk hulle seer kan maak nie. Nee, ek het sekere regte, en ek staan daarop, dis wat my toekom, dis wat die lewe my skuld. Ons het 'n mooi woord daarvoor in Engels, julle ken hom, entitlement, nee, entitlement. Dit is hierdie seun se gesindheid. En ons kry dit vandag baie. Dat daar mense is, dat hulle sekere regte het, dat daar sekere dinge hulle toekom,
Maak nie saak of hulle dit verdien en of hulle daarvoor gewerk het nie, hulle kom dit maar net toe. Hoekom? Sommer, want hulle kom dit toe. Entitlement. En hierdie is 'n ou triek van die duiwel. Soos daar in Genesis 3 lees, sien ons uit van die begin af het die duiwel hierdie triek gebruik, wanneer hy na Adam en Eva toe gaan, en vir hulle sê, weet julle, ek dink dit wat God julle gegee het, is nie genoeg nie. Ek dink, julle moet meer hê. Gaan vat vir jou, dit wat jy wil hê. Moenie worry oor wat God sê nie, gaan vat vir jou, julle verdien dit. Dis wat die duiwel vir Adam en Eva ook gesê het. Sorg vir jouself, kyk uit na jou beste belange, doen wat vir jou goed en lekker is. Hoe werk dit uit vir hierdie jong seun? Nou, sy pa gee hom sy sin, en dan lees ons, hy het sy goed gevat, sy geld gevat, en hy het na 'n ver land gegaan. Hoekom 'n ver land? Hoekom 'n ver land? Daar waar sy pa geen invloed het nie. Daar waar sy pa nooit sal weet of hoor van die dinge wat hy aanvang nie. Vir ons wat vandag hier sit, in vandag se terme, 'n ver land is daar waar jy buite God se wil beweeg. Daar waar jy buite God se wil beweeg. En daar mag mense wees wat vandag hier in die kerk sit, maar eintlik is hulle in 'n ver land, en hulle weet, hulle is buite God se wil met dit wat hulle doen. So in daardie ver land, lees ons, het hy lekker losbandig geleef, partytjies gehou, los meisies, drank, dobbel, ek en myself net voorstel, was een groot partytjie. Dis mos lekker hier. Baie beter is daar op die plaas. Daar op die plaas, by my pa, moes ek luister vir hom, en ek moes dit doen, en ek moes dat doen, en ek moes dit doen, en ek mag nie dit gedoen het nie, en ek moet nie dit doen nie, en dit. Nou is ek op my eie, ek kan doen net wat ek wil. Nou kan ek die lewe geniet. Die probleem met wêreldse plesier, dit is maar altyd kortstondig. Dit gaan eintlik maar vinnig verby, en dit bevredig ook nie heeltemal nie. Daar bly maar altyd 'n stuk honger en 'n begeerte vir iets meer, iets beters. En so gebeur dit dat daar 'n punt kom wat hierdie seun se geld alles op is. Hy het niks. En dit is dan nou toevallig dieselfde feit, dalk nie toevallig nie, dalk het die Here dit so beplan, dat daar 'n groot hongersnood hierdie land waarin hy bly tref. En wanneer hy by sy vriende aanklop vir hulp, al die mense wat saam met hom lekker partytjie gehou, sy lekker pelle, dan ken hulle hom nie, want hy het nie meer geld nie. Hy kan nou niks meer vir hulle doen of beteken nie, so nou is hy nie meer hulle vriend, en so kom hy 'n baie wrede les agter, dat vriende is nie iets wat jy oornag maak nie. En julle, die hongersnood, dit kom maar altyd in 'n ou se lewe. Iewers gaan die hongersnood, gaan die ellende, gaan die ramp jou tref. En die vraag is, waarop val jy terug? Waarop kan jy jouself beroep wanneer die hongersnood kom? As jy in 'n ver land is en jy's ver van God en jou goddelike familie, dan is jy eintlik maar alleen. Die seun kom agter op daardie stadium dat hy geen verweer teen hierdie ellende wat oor hom kom nie. Geen manier hoe hy hierdie hongersnood kan hanteer nie. Niemand wat hom bystaan, wat hom ondersteun, wat hom help nie. En dan beland hy by iemand se plaas waar hy die varke oppas. En ons dink, sjoe, ag, dankie tog, ten minste het die ou 'n werkie gehad. Julle onthou, ons praat van Jode hierso. Die vark was 'n onrein dier. 'n Jood het nie naby 'n vark gekom nie. As jy aan 'n vark, die karkas van 'n vark gevat het of met varke gewerk het, is jy as onrein beskou. Voordat jy weer met ander ordentlike Jode in aanraking kon kom, moes jy eers na die tempel toe en sekere reinigingsrituele gaan doen. Dis die laagste wat hy kan daal. Fisies, emosioneel, geestelik.
Is sy rock bottom? Is sy skaam vir homself, skaam vir waar hy is, en honger, so honger dat self die vark se kos vir hom begin lekker lyk het. En is op daardie oomblik wat hy tot inkeer kom. Die 2020 vertaling sê wat hy tot sy sinne gekom het, wat sy oë oopgegaan het, en dat hy raak sien, hoe stupid was ek nie? Al hierdie ellende waarin ek nou is my eie skuld, die gevolg van my eie dom besluite wat ek gemaak het. En dan onthou hy sy pa se huis. En as hy terugdink aan sy pa se huis, dan onthou hy nie al die moets en die moenies en die reëls nie. Nee, wat hy onthou van sy pa se huis is, daar was altyd genoeg om te eet. Daar het ek veilig gevoel. Daar het ek versorgd gevoel. En dis sy oomblik van inkeer, sy oomblik van bekering, wanneer hy besef dat dit 10.000 maal beter is om as 'n slaaf in sy pa se huis te wees, as om hier in 'n varkhok honger te ly in 'n vreemde land. En hy besluit om terug te gaan. En dis waar ons storie vir oggend eers stop. Ons gaan so 'n bietjie besin oor hierdie jongste seun. En hoe is hy teenwoordig in ons lewe? Ons het gepraat van entitlement. Die gesindheid dat ek sekere regte het. En in ons land sien ons dit baie. Nie net onder die politici nie net onder regeringsleiers, maar ook soms onder ons kinders. En dit maak 'n ou diep bekommerd. Maak ons kinders reg groot. Dat hulle leef met hierdie idee dat daar sekere goeders wat hulle maar net moet kry, dis hulle reg. En nie net die kinders nie, kom ons wees nou maar eerlik, ons self soms ook. Is ook baie vinnig om op ons regte te wil staan. Vreemd dat die woord regte nêrens in die Bybel voorkom nie. Die woordjie genade, baie ja. Iets wat God vir jou gee, wat jy nie verdien nie. Genade, daarvan lees ons baie. En dalk moet ons gesindheid so verander, dat ons in plaas van om onsself sekere voorregte en regte toe te eien, en kwaad te raak, as ons dit nie kry nie, of mense nie ons op 'n sekere manier behandel of vergoed nie, eerder elke dag op te staan en te sê, dankie Here, vir die geskenk van 'n nuwe dag. Dankie Here, vir elke klein dingetjie, wat U in my lewe doen, en daarop te fokus, in steede van al die ander goeders, wat jy dalk sou wil hê, maar nie het nie. Daar's mense wat uit die kerk uit bly en godsdiens vermy omdat hulle glo dis soos 'n tronk. Dis 'n beperking op my vryheid. As ek 'n Christen is, as ek 'n kerkmens is, jene kyk, daai mense het soveel reëls. Hulle mag nie rook nie, hulle mag nie drink nie, hulle mag nie vloek nie, hulle mag nie na sekere musiek luister nie, hulle mag nie dit, hulle mag. Die meeste van die goeders is in elk geval nie waar wat hulle dink nie. Maar dis hoe mense soms dink oor die Christendom, dat ons bly in hierdie tronk waar ons vryheid beperk word deur 'n klomp moets en moenies. En ek dink, nee, daar kry jy my nie, ek geniet my vryheid te veel. Hulle verstaan nie, en ons verstaan soms nie, dat die moets en die moenies is daar vir 'n rede. Dis daar om ons veiligheid en ons vrede onder mekaar te bevorder. En dis nie wette waarop jy gestraf word as jy dit nie doen nie, daarvoor het die Here aan die kruis gesterf. Dis die riglyne wat die Here vir ons gee, dat ons vreugde en vrede en hoop en liefde en genade en oorvloed kan ervaar in hierdie lewe. Mense
wat die Bybel sien as 'n wetboek. Dis hoekom die seun uit sy vaderhuis weggeloop het. Hy kon dit nie meer vat nie. Omdat mense, dalk het hy 'n bietjie veroordeel gevoel. Dalk was sy ouer broer en dalk van die ander mense op die plaas ook gesê, ja, jy is so en so en so en gedoen, maar ek wil wegkom van hierdie mense wat my die hele tyd veroordeel. Maar wat is die uiteindelike gevolg as 'n ou dan nou wil vry wees en jy kom in 'n situasie waar jy kan doen wat jy wil? Jy kom op 'n plek waar jy ver buite God se wil beweeg. Wat jy toelaat dat jou sondige begeertes en drange jou heers en bepaal wat jy doen. Vriende, jy beland altyd in die varkhok. Jy beland altyd in die varkhok. Ja, vir 'n rukkie gaan dit dalk goed en lekker wees, maar iewers kan ek jou verseker, en daar is genoeg stories in hierdie wêreld rondom ons. Julle ken van hierdie stories van mense wat julle dalk selfs ken, wat vir julle sal vertel hoe hulle in die varkhok beland het, omdat hulle hulle eie kop gevolg het. Omdat hulle plesier en wêreldse rykdom en sulke goeders nagejaag het, plaas van om in die Here se genade te kuier en in die Here se huis daar tuis te wees. Maar dan saam met hierdie verhaal is daar ook die stuk hoop, want die seun kom tot inkeer. Julle, en dit is die mooi deel van die verhaal van die verlore seun. Daar's nog 'n kans. Hy glo dat as hy teruggaan na sy pa toe, al vat sy pa hom net terug as 'n slaaf, as 'n diensknegt om vir hom te werk, maar hy glo sy pa sal hom terugvat. En so het ons ook 'n keuse. As ons afgedwaal het, as ons buite die Here se wil beweeg het jy ook dalk vandag die keuse om te sê, Here, ek wil terugkom huis toe. Ontvang my. Kom ons bid saam. Ek wil hê julle met julle oë net so toe hou. En dan vanoggend sit hier dalk iemand wat die Here hoor roep, wat weet dat die manier hoe ek in die laaste tyd geleef het, dalk van die dinge wat ek aangevang het, my oorgegee het aan sekere sondes, ek is buite die Here se wil. En vanoggend weet jy, gaan jou oë oop, kom jy ook tot inkeer, hoor jy die Here se stem wat sê, kom terug huis toe. As dit jy is, wil ek sê, lig net gou jou hand so vinnig op, vinnig en ek jy weer laat sak, dankie. Hier sit van ons wat, jy is dalk nie heeltemal verlore nie, maar jy weet, jy het tog jou geluk en jou plesier op plekke gaan soek, waar die Here nie noodwendig altyd oor sal bly wees nie. Jy sit dalk vanoggend met 'n stuk sonde besef van iets wat jy verkeerd gedoen en waar jy skuldig en berouvol voel. As dit dalk jy is vanoggend, terwyl almal se oë se toe, steek net gou weer vinnig jou hand op. Dis net sien. Dankie. Sien. Hemelse Vader, hier sit ons vanmôre, ons is almal verlore. U sê dit so goed en duidelik in die woord, daar is nie een wat gesondig het, nie een nie. Dankie Here dat U ons terugroep. Vader, en dankie dat vir elkeen wat vanoggend sy of haar hand opgesteek het, U kom sê, die deur is oop. Jy's welkom. Ek is lief vir jou. Ek vergewe jou. Dankie Here dat U die God is van tweede kanse. En dan is ons ook hoe verlore. U kom soek ons en U vind ons. Dankie Here. Amen.